Hemelse Vader, vir die voorreg om hier by mekaar te wees, baie dankie. Dankie Heilige Gees dat U is, dat U aan elkeen van ons se behoeftes voorsien in hierdie oggend. In die naam van Jesus. Amen. Verlede week Dinsdag was dit so koud daar so bo by naby Pafuri waar my man hulle werk. Maar ek het in elk geval het ek gesit by die rivier. Dis so 'n verlate lodge waar ons bly. Ons is die enigste mense wat in die lodge bly. Toe het ek daar by die rivier gesit en ek het voorberei en daar's krokodille en daar's seekoeie. So 'n lekker omgewing om in te sit. Maar toe's ons Vrydag besluit ons kom huis toe en Donderdag kom die boodskappe deur op die WhatsApp groepe vir die mense oppas vir olifante. Dus die olifante uit Zim wat nou oorkom. Ek weet nie of dit vir kos is nie, maar hulle kom oor. En kort tevore is 'n jong weermagou doodgetrap daarso deur 'n olifant. Hy het blykbaar geloop met oorfone aan. En hy loop met die oorfone aan en hy sien olifante voor hom en hy weet nie van die olifant agter hom nie. Toe trap daai olifant hom dood. Nou in elk geval, toe kry my seun hulle kry nou die oorblyfsels van daar is olifante by ons rond by hierdie lodge. En toe 12:30 Vrydagoggend, toe het een van die ouetjies wat nou saam met ons is, toe laat hy weet daar's 'n olifant om sy lodge, om sy rondavel. OK. Nou moet ek en my man wel 5 uur ry en 5 uur is donker. So, toe kry ons my seun om met 'n flits te loop en ons het seker 4 keer geloop om al ons goed tot by die bakkie te kry. Want dis nogal 'n entjie van die rondavel af na waar die bakkie staan. Vir jou sê, mens leer dan om te bid. Want jou olifant gaan nie met 'n geraas en 'n getrompeter by jou aankom nie. So, maar ons het dit gemaak. Maar die olifante is nog steeds daar. Maar hulle het blykbaar nou 'n permit gekry om as die olifante nou weer moeilikheid maak dat hulle mag skiet. Dis jammer dat so iets moet gebeur, maar mense het nie veel van 'n keuse dan nie. OK. OK. Ek wil net begin voordat ons daarso begin by Romeine 5 en ek wil vir jou vra, weet jy of glo jy dat jy God se geliefde dogter is? Weet jy of glo jy? Jy kan dit weet, maar dit beteken nie jy glo dit nie. En as 'n mens nou dink, Deuteronomium 6:5 sê vir ons, jy moet die Here jou God lief hê met alles binne in jou, met jou hele wese. En as van myself afgevat, as ek nou regtig eerlik moet wees, dan dink ek sou ek daai toets nie slaag nie. Want om die Here lief te hê met my alles, ek kan sê dis so, maar ek weet nie of ek dit altyd uitleef nie. Nou ek vir jou hierso sê, Josua 1 sê, wees veral sterk en baie vasberade in die uitvoering van die wet wat my dienaar Moses jou beveel het. Nou, daai eerste stukkie vervang ek met die nuwe verbond, nie die wet van Moses nie, die wet wat die Heilige Gees vir jou gegee het en wat hy vir my gegee het en wat nie noodwendig presies dieselfde is nie. Maar ons moet vasberade wees. Moenie daarvan nie links of regs afwyk nie. Dan sal jy voorspoedig wees waar jy ook al gaan. Hierdie wetboek moet 'n rigsnoer wees vir alles wat jy sê. Oordink dit dag en nag en sorg dat jy alles uitvoer wat daarin geskryf staan. Dan sal jy slaag in wat jy moet doen en jy sal voorspoedig wees. Ek self gee vir jou die opdrag. Wees sterk, wees vasberade. Moenie skrik nie, moenie bang wees nie, want ek, die Here jou God, is by jou oral waar jy gaan. Dit was gewees 1 Johannes 4.
9 tot 11. 1 Johannes 4, 9 tot 11. Nee, ek Josua gesê, dis 1 Johannes 4, ekskuus. 1 Johannes 4, 9 tot 11. Nee, die eerste een was Deuteronomium 6, 5. Daai wet wat gegee is. En toe 1 Johannes 4, 9 tot 11. OK, onthou net, niks kan ons van sy liefde skei nie. Maak nie saak wat ek gedoen het, wat ek gesê het, niks kan my skei van die liefde van God nie. OK, Romeine. Ek wil by Romeine 4 net die laaste 2 skrifte deurgaan, want dit het vir my opgeval, in van die vertalings verander hulle die laaste deel van vers 25, maar ek gaan nou eers lees soos dit in my 83 staan. Dis is nou Abraham gewees wat vrygespreek is, omdat hy glo. Maar ook terwille van ons wat vrygespreek sal word, dit is nou die laaste deel van Romeine 4, vers 24, maar ook terwille van ons wat vrygespreek sal word, ons wat in God glo, wat vir Jesus ons Here uit die dood opgewek het. Hy is vanweë ons oortredings oorgelewer en hy is opgewek sodat ons vrygespreek kan word. OK, nou, party van die vertaling sê, Jesus is opgewek omdat ons vrygespreek is. Mense moet nogal dink daaraan. Toe die prys so betaal is, dat God die Vader besluit het, dis genoeg, hierdie kinders van my, kan ek vryspreek. Toe het hy basies vir Jesus gesê, right, dis verby. Jy kan opstaan. Dis net vir my baie interessante vertaling hiervan. Heel wat van die Bybel sê het hom so. Hy is vanweë ons oortredings oorgelewer en hy is opgewek sodat ons vrygespreek kan word. Dit is die algemene vertaling. So, dis maar net 'n klemverskywing, maar dit is interessant. OK, Romeine 5. Interessant van Romeine 5. Ek sal vir julle sê wat die ouens die hoofopskrif wat hulle maak van dit. Hulle sê dis jubeltone oor die wonder van 'n Christen se nuwe bestaan. Dis vir hulle die opskrif van Romeine 5. Jubeltone oor die wonder van 'n Christen se nuwe bestaan. En toe sê hulle, Martin Luther het gesê, met vrolikheid en jubelende vreugde praat die apostel Paulus in hierdie gedeelte. So, ons moet soek vir vrolikheid en jubelende vreugde in hierdie deel. Goed, toe ek gaan kyk, en as 'n mens hom so deurgaan, toe gaan soek ek woorde wat nou vir my kan oortuig dit wat hulle sê. Want as ek hom so gelees het, het ek nie dit ervaar nie. Toe kyk ek, toe sien ek daarso byvoorbeeld, as jy nou kyk byvoorbeeld hierso, as jy by vers 1 begin, dan kan ons sien hierso, ek wil nie vers 1 nou behandel nie, ek wil net hierso die woorde uitsoek. Vryspraak. Dis 'n positiewe ding. Dan kry jy, as jy verder gaan, dan kry jy byvoorbeeld lewe, jy kry heerskappy, jy kry oorvloed, en jy kry verheug, onmiddellike vryspraak, gehoorsaamheid. Al hierdie goeders staan hierso in hierdie deel vir ons. Geloof, hoop, liefde. Wat is daar nog hierso? Versoening. En meer as een keer verheug. So hier probeer Paulus aan ons oordra, ons het goed om oor bly te wees oor wat gebeur het en hoe die Vader na ons kyk. En dan gaan ek nou hier by vers 1 kyk. Vers 1 tot 4 sê vir ons die heerlike hede en toekoms van 'n Christen te midde van swaar kry. Vers 1 tot 4. Die heerlike hede en toekoms van 'n Christen
te midde van swaar kry. Ons sal dit nou beter bekyk. 5 tot 10 gaan weer saam. Die Christen se sekerheid van 'n mooi toekoms word gewaarborg deur God se liefdesdaad aan die kruis. 5 tot 10, die Christen se sekerheid van 'n mooi toekoms word gewaarborg deur God se liefdesdaad aan die kruis. Dan 11 sê hulle is 'n triomfroep. Ons sal nou kyk hoekom hulle so sê. OK. As ons kom hierso, die idee van vryspreek. Hier wil ek net vir julle sê, vryspraak. As ek vrygespreek is dit 'n onmiddellike ding. As God my vryspreek, dan spreek hy my vry, omdat ek glo aan die prys wat Jesus betaal het. En dit is nie die stap en die stap en die stap en dan gaan ek vrygespreek word nie. Die oomblik wat ek dit glo en vat, is ek vrygespreek. Daarna kan stappe kom sodat ek kan geestelik groei. Maar vryspraak is 'n onmiddellike onskuldig bevinding as gevolg van die offer wat Jesus gebring het. OK. Vers 1 wat vir ons sê, vers 1, God het ons dan nou vrygespreek deurdat ons glo. Daarom is daar nou vrede tussen ons en God, deur ons Here Jesus Christus. Deur hom het ons in die geloof ook die vrye toegang verkry tot hierdie genade waarin ons nou vas staan. En ons verheug ons ook in die hoop om deel te hê aan hierdie heerlikheid van God. En as ons hierso kyk van die idee van vrye toegang by Efesiërs 2 vers 18. Efesiërs 2 vers 18. Deur hom het ons almal, Jode en nie Jode, deur die een Gees vrye toegang tot die Vader. Deur Jesus het ons almal, Jode en nie Jode, deur die een Gees vrye toegang tot die Vader. En dan Hebreërs 10 vers 19 sê vir ons weer, broers, ons het nou deur die bloed van Jesus vrye toegang tot die heiligdom. Hebreërs 10 vers 19. OK. Dan gaan ons hierso by vers 3. Vers 3 sê, dit is egter nie al nie. Ek net hierby uitkom. Ek het nou so baie papiere. OK. Vers 3 sê vir ons, dit is egter nie al nie. Ons verheug ons ook in die swaar kry, want ons weet, swaar kry kweek volharding. Volharding kweek egtheid van geloof. Egtheid van geloof kweek hoop. En die hoop beskaam nie, want God het sy liefde in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat hy aan ons gegee het. Dit klink egter so half teenstrydig as 'n mens vat hierso, ons verheug ons ook in die swaar kry, want ons weet, swaar kry kweek volharding. Swaar kry is nooit lekker nie. Dit gaan ons nie bly maak nie. Maar as ons weet, daar kom iets positiefs daaruit, dan kan ons vasbyt. Swaar kry kweek volharding. Volharding kweek egtheid van geloof. As jy kan staan en staan en staan en steeds jou oë gefestig hou op die woord. As jy van die woord afgaan, gaan jy nie bly staan nie. Jy moet vir jou skrif kry waaraan jy kan vashou. En wat ek ook agtergekom het, die een ou sê, jy dink aan 'n aardappel en jy dink hoe hy smaak. Maar voordat jy nie die aardappel eet nie, het hy vir jou geen voedingswaarde nie. Ja? So met ander woorde,
ek dink aan 'n skrif, en ek kom agterna ruk, ek het so 'n idee van die skrif, maar ek is nou ook nie meer lekker seker van dit nie. Ek weet wat dit is, beteken, maar ek is nie lekker seker nie. So ons moet teruggaan na die woord toe, geskrewe woord, om die woord lewendig weer te sien. Hierdie Bybel van ons is 'n lewendige boek. So ons moet teruggaan na die woord toe, dat hy vir ons weer kan voed. Volharding kweek egtheid van geloof, en egtheid van geloof kweek hoop. As ek glo, en ek het woord waarop ek staan, en ek bely dit, dan het ek hoop, 'n positiewe hoop. En die hoop beskaam nie, hoekom nie? Want God het sy liefde in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees, wat hy aan ons gegee het. En kom ons hierso by vers 5. Vers 5. Het ons daar gehad. Vers 6. Ek kan sien 'n paar woorde daarby van vers 6 af. Toe ons nog magteloos was, het Christus immers op die bestemde tyd vir goddeloses gesterwe. Ons was magteloos en goddeloses. 'n Mens gee tog nie sommer jou lewe prys nie, selfs nie vir 'n regverdige nie. Ja, tog vir 'n goeie mens sal iemand miskien nog moed hê om te sterwe. Maar God bewys sy liefde vir ons juis hierin, dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. Toe ons magteloos was, goddeloos was en sondaars. Aangesien ons nou vrygespreek is op grond van sy versoeningsdood, staan dit soveel vaster dat ons deur hom ook van die straf van God gered sal word. Aangesien ons toe ons nog vyande was, so ons is goddeloos, ons is magteloos, ons is sondaars, vyande. Selfs toe ons nog vyande was, deur die dood van sy seun versoen is. Dit staan soveel vaster dat ons, nou dat ons versoen is deur die lewe van sy seun, gered sal word. Maar dis nie al nie. Dis waar hierdie triomfroep inkom. Ek kan nou vir julle sê. Maar dis nie al nie. Ons verheug ons ook in God, deur ons Here Jesus Christus, deur wie ons nou die versoening ontvang het. Hierdie is alles wat ons kry uit wat Jesus gedoen het. Maar by vers 11 sê ons verheug ons in God, die almagtige God, wat hierdie wonderlike plan gehad het, om ons van 'n ewige dood te red. 'n God van liefde. Vers 12. Verder nog, deur een mens het die sonde in die wêreld gekom, en deur die sonde die dood, en so het die dood tot alle mense deurgedring, omdat almal gesondig het. Om net die kry. Ek gaan tot by 14 lees en dan eers stop. Die sonde was al in die wêreld nog voordat die wet van Moses gegee is, maar sonde word nie toegereken as daar nie 'n wet is nie. Nietemin het die sonde heerskappy gevoer van Adam af tot by Moses, ook oor mense wat nie gesondig het op dieselfde manier as die waarop Adam oortree het nie. Nou, hier wil ek net 'n oomblik afwyk. Ons God is 'n skepper. Hy's 'n skepper, hy's glorieryk, hy's absolute heerlikheid. En toe hy die aarde geskep het, het hy homself uitgedruk op verskillende maniere. Right. So, die heerlikheid van God is sy volle aard geopenbaar in die skepping. God het die aarde geskep, sodat hy het 'n plek gemaak vir die mens. Maar God het, dit wat hy geskep het, het hy sy eie heerlikheid gegee. As jy vat byvoorbeeld 'n vis in die water, as jy hom dophou, dan, jy kan jou verstom aan hoe maklik hy swem, dit wat hy doen. Dis die vis se heerlikheid. Maar vat daai vis uit die water uit en kom sit hom op die grond. Hy's buite sy heerlikheid. Hy kan nie bestaan nie.
Byvoorbeeld, jy's buitekant en jy sien 'n arend. Jy sê dadelik vir iemand, kyk die arend. En dan sit 'n mens verstom en kyk na hierdie voël wat so vlieg in sy majesteit. Dis sy heerlikheid. En toe God besluit het om die mens te maak, het hy besluit, hy wil iets maak wat as mens vat na sy beeld gemaak. Hy het besluit, hulle gaan iets maak na hulle beeld. Na die beeld van God het hy die mens geskep. En hy het vir Adam geskep, maar voor hy vir Adam geskep het, het hy eers vir Adam 'n plek gemaak om te bly. Die tuin van Eden, wat absoluut perfek was vir 'n mens. Alles was reg voordat Adam daar gekom het. En toe Adam daar gekom het, ons weet selfs Eva het gekom, en ons weet hulle ongehoorsaamheid wat gevolg het. En dis waar ek hier so net hier kyk. Net die kom by hierdie Genesis 3. Toe Adam en Eva ongehoorsaam was, het hulle iets in die tuin van Eden ingebring, wat vir God onaanvaarbaar was. Want daai plek was 'n weerspieëling van heerlikheid gewees, wat Adam en Eva ook moes uitdra. Want hulle taak was gewees, wees vrugbaar en bewerk die grond ook. Die idee was dat Adam en Eva die tuin van Eden oor die aarde moes uitbrei. Nie net die tuin van Eden bewerk nie, hulle moes deur hulle kinders en als moes hulle hierdie tuin van Eden oor die aarde uitbrei. Maar toe werk het nie so uit nie. En toe, wat 'n mens nou dink, dat God hulle gesien het en hulle het weggekruip, en God vir hulle gevra, hoe weet julle julle skaal? Wat hulle toe agteruit uitgeweet, maar hy vra vir hulle, en wat hulle toe vir hom die skuld heen en weer gesit. En hierso sê die Here, dit vir my baie interessant was, nou na hulle verkeerd gedoen het, is hulle uit die tuin van Eden verban. Maar hulle is bewus dat hulle kaal is. Die woord sê hierso by Genesis 3 vers 21. Daarna het die Here God vir die mens en sy vrou velklere gemaak en hulle dit aangetrek. Toe ek vanoggend lees, toe dink ek eers hy het nie eers dat hulle self aantrek nie, hy het hulle aangetrek. God het hulle aangetrek. En toe kyk ek oor hierdie velklere, in my kop, as ek dink aan velklere, sou ek gedink het, hierso ietsie en hierso ietsie, net om toe te maak. Maar die meeste vertalings sê 'n garment, party sê 'n cloak, en van die Afrikaanse vertaling sê hy het vir hulle rokke gemaak. So met ander woorde, hy het 'n redelike toemaakding vir hulle gegee en vir hulle aangetrek. In vers 22 het die Here God gesê, die mens het nou soos een van ons geword. Soos een van God geword. Deurdat hy alles kan ken. As hy nou maar net nie sy hand uitsteek en die vrug van die boom van die lewe vat en daarvan eet en altyd bly lewe nie. Hoekom hulle nie van die boom van die lewe kon eet nie? Omdat hulle verkeerd gedoen het. As hy siek was en hulle het van die boom van die lewe geëet, het jy tot in ewigheid met daai siekte geloop. Daar is vir jou geen uitkoms gewees nie as hulle van die boom van die lewe geëet het. God het gesorg dat hulle nie van die boom van die lewe eet nie, deur daai gerubs wat hy gesit het, wat hulle sê met die vlammende swaarde, wat heen en weer beweeg het om te sorg dat hulle nie kon inkom weer en by die boom van die lewe uitkom nie. So ten spyte van alles wat die mens gedoen het God nog steeds beskerm en steeds liefde op hom uitgestort. So die eerste Adam het droog gemaak, maar God se liefde het hom nog steeds gedra. En hier wil ek net afsluit met Kain. Ons weet Kain het sy broer vermoor, né? En die Here sê vir Kain, waar is jou broer?
En Kain antwoord, ek weet nie, moet ek dan my broer oppas? Maar die Here sê, wat het jy gedoen? Die bloed van jou broer roep van die aarde af na my. Vervloek is jy dan nou. Dit is eintlik verskriklik as 'n mens dink dat die Here vir iemand sê, jy's vervloek. Vervloek is jy dan nou. Verban van die grond af wat gretig die bloed van jou broer uit jou hand opgeslurp het. Wanneer jy die grond bewerk, sal dit nie sy opbrengs vir jou gee nie. Jy sal 'n doellose swerwe op die aarde word. Toe sê Kain vir die Here, dis wat ek eintlik by wil uitkom. My straf is te swaar om te dra. U verdryf my nou van my grond af en tot u het ek nie meer toegang nie. Ek sal 'n doellose swerwer op die aarde wees en wie my raakloop sal my vermoor. Ek sal 'n doellose swerwer op die aarde wees. En dit is wat ons is as ons nie vir Jesus aanvaar nie. Ons is letterlik 'n doellose swerwer. Heeltyd onbewustelik soek jy en jy soek totdat jy die rus kan kry. Alright. Nou, dis die eerste Adam. En dan hierso by vers 13. Die sonde was al in die wêreld voordat die wet van Moses gegee is, maar sonde word nie toegereken as daar nie 'n wet is nie. So, voor die wet van Moses het mense verkeerd gedoen en daar was gevolge, soos Kain het verkeerd gedoen en die gevolg was dat God hom vervloek het, maar tog na hom gekyk het. En hierso later sê God het 'n teken op Kain gesit, sodat mense hom nie mag doodmaak nie. En ouens wat hom doodgemaak het, sou erg gestraf word daaroor. Dit is nie 'n geval van, kom ek stel dit so. As ons in ons land nie 'n wet het teen veelvuldige huwelike nie. Daar's nie so 'n wet nie. Dan raak ek betrokke by veelvuldige huwelike. Ek kan nie gestraf word daaroor nie, want daar's nie 'n wet nie. So as steel sekere, kom ons sê, vervalsing. As vervalsing, daar nie 'n wet teen vervalsing is nie, kan ek dit doen. Ek sal gevolge dra, maar daar's nie 'n wet daarteen nie, so kan nie gestraf word nie. So aan die begin, mense het verkeerd gedoen, maar daar was nie 'n wet wat hulle oortree het nie, tot die wet van Moses gekom het. En toe die wet van Moses kom, toe kom al hoe meer goed uit wat sonde is. Want as jy nie weet steel is sonde nie, en skielik is die wet daar, dan is daar 'n nuwe ding wat uitgekom het. Ek mag nie dit doen nie. So sodra daar 'n wet kom, dan kom daar nuwe vereistes. En die idee was dat God wou wys vir die mens dat hy regtig vir Jesus nodig het. Dan hierso die volgende deel van 15 tot ons sê 19 gaan die heeltyd oor. Hy begin met hierso by 15. Daar is ooreenkoms tussen Adam en hom wat sou kom. Met die genadegawe is dit anders as met die oortreding. Deur die oortreding van een mens het baie gesterf. Maar die genade van God en die gawe wat deur die genade van een mens, Jesus Christus, gekom het, is veel oorvloediger aan baie geskenk. So, genadegawe is anders die oortreding van een mens het baie gesterf, maar die genade van God en die gawe wat deur die genade van Jesus gekom het, is veel oorvloediger. 16. En met die gawe van God is dit anders as met die sonde van een mens. Op die oortreding van een mens het die oordeel gevolg en dit het tot veroordeling gelei. Maar op die baie oortredings het die genadegawe gevolg en dit het tot vryspraak gelei. Genadegawe, vryspraak. 17. Deur die oortreding van een mens het die dood begin heerskappy voer deur die een mens, maar deur die een Jesus Christus is veel meer bereik. Die wat die oorvloed van genade en die vryspraak as gawe ontvang het, sal lewe en heerskappy voer. Oortreding van een mens, maar toe het Jesus gekom, oorvloed van genade en die vryspraak as gawe, lewe en heerskappy.
18. Soos een oortreding gelei het tot die veroordeling van alle mense, so het een daad van gehoorsaamheid dus ook gelei tot vryspraak en lewe. Soos baie deur die ongehoorsaamheid van een mens sondaar geword het, so ook sal baie deur die gehoorsaamheid van die een mens vrygespreek word. Die wet het gekom om die oortredings nog meer te maak. Hoe meer die sonde geword het, hoe oorvloediger het die genade geword. Die doel was dat, soos die sonde deur die dood heerskappy gevoer het, die genade deur die vryspraak ook heerskappy kan voer en tot 'n ewige lewe kan lei deur Jesus Christus ons Here. Dis 'n moeilike stukkie hierdie. Dis regtig 'n moeilike stukkie. Maar dit is hoekom ons vandag kan bely dat ons kinders van God is. Right. Ek wil afsluit met, ons het nou die dag gepraat van, ek noem haar Jezebel, maar die Afrikaanse Bybel sê almal Isabel. Okay. Toe dink ek gaan kyk of 'n mens 'n idee kan kry van presies hoe sy gewerk het. En hoekom sy so beskou is as absoluut wreed. Ek gaan hier by 1 Konings 18, dat ons net 'n draad kan optel. 1 Konings 18. Ek wil net daarso vers 39 dat ons 'n idee kan kry. Onthou julle die altaar wat gevorm is, die altare wat Elia die bul opgesit het. Eers die Baal-profete het hulle probeer om die bul aan die brand te kry. Hulle het alles gedoen wat hulle kon, het nie gewerk nie. En Elia het toe vir God gesê, as hy God is, dan moet hy asseblief die vuur aan die brand steek, en toe kom daar vuur van die Here af, en dit verbrand die offer, die hout, die klippe in die grond. Dit het selfs water in die sloot opgelek. Vers 39 sê, toe die hele volk dit sien, het hulle op hulle knieë geval en uitgeroep, die Here is God, die Here is God. En nou wil ek gaan na 19. Koning is Agab, sy vrou is Isabel, of Jezebel. Agab het vir Isabel vertel wat Elia als gedoen het, ook dat hy al die profete van haar om die lewe gebring het. Onthou, hulle die profete vir hom gebring, en hy het hulle om die lewe gebring. Toe het Isabel 'n boodskapper na Elia toe gestuur om vir hom te sê, mag die gode my om die lewe bring as ek nie môre teen hierdie tyd met jou maak, soos jy met die profete gemaak het nie. Toe maak sy vir Elia baie bang. Nou gaan ons na 1 Konings 21 toe. Die opskrif is Nabot en sy wingerd. 1 Konings 21. Hierna het die volgende gebeur. Nabot, die Jesreeliet, het in Jezreel 'n wingerd gehad langs die paleis van koning Agab. Hierdie wingerd is langs die paleis. Agab het met Nabot gaan praat en vir hom gesê, gee jou wingerd vir my vir 'n kruietuin, want dit lê net langs my huis. Dan gee ek jou 'n beter wingerd in plek daarvan. Of as jy wil, sal ek jou daarvoor betaal. Maar Nabot het vir Agab geantwoord, mag die Here my daarvan bewaar, dat ek die erfgrond van my voorouers ooit aan u sou afstaan. Dis wat hy vir die koning sê, né? Hierop het Agab bedruk en kwaad huis toe gegaan. Omdat Nabot die Jesreeliet vir hom gesê het, ek sal nooit die erfgrond van my familie aan u afstaan nie. Hy het op sy bed gaan lê met sy gesig na die muur toe en hy wou niks eet nie. Met ander woorde, hy is nou in 'n vorm van depressie. Toe kom sy vrou na hom toe en vra vir hom, wat is jy so bedruk dat jy niks wil eet nie? Hy vertel haar toe,
Ek het met Nabot die Jesreeliet gepraat en vir hom gesê, verkoop jou wingerd aan my, of as jy wil, sal ek jou 'n ander wingerd in die plek daarvan gee. Maar hy het gesê, ek sal nooit my wingerd aan jou afstaan nie. Toe sê sy vrou vir hom, jy is mos die een wat oor Israel regeer, gaan eet nou en moet jou nie bekommer nie. Ek sal die wingerd van Nabot die Jesreeliet vir jou gee. Okay. Sy skryf toe briewe in die naam van Agab en sit sy seelafdruk daarop. Sy stuur die briewe aan die leiers en die amptenare van Nabot se stad. Sy het geskryf, kondig 'n vasdag aan en laat Nabot heel voor in die vergadering sit. Laat 2 gewetenlose manne teenoor hom sit en laat hulle teen hom getuig. Jy het 'n vloek uitgespreek oor God en teen die koning. Vat hom dan uit en gooi hom met klippe dood. Die leiers en die amptenare in Nabot se stad het toe gedoen soos Isabel hulle beveel het in die briewe wat sy aan hulle gestuur het. Hulle het 'n vasdag aangekondig en vir Nabot heel voor in die vergadering laat sit. Toe kom sit daar 2 gewetenlose manne teenoor hom en hulle getuig teen Nabot in die vergadering en sê, Nabot het 'n vloek uitgespreek teen God en teen die koning. Goed, as hy. Daarop vat hulle vir Nabot uit die stad uit en gooi hom met klippe dood. Hierna het hulle vir Isabel laat weet, Nabot is met klippe doodgegooi. Toe Isabel hoor Nabot is doodgegooi, sê sy vir Agab, gaan vat nou die wingerd van Nabot, die Jesreeliet, wat hy nie meer aan jou wou verkoop nie. Nabot leef nie meer nie, hy is dood. Toe Agab hoor Nabot is dood, het hy klaargemaak om Nabot se wingerd vir hom te vat. Maar wat doen die Here toe? Die woord van die Here toe Elia gekom en vir hom gesê, maak klaar en gaan ontmoet vir Agab wat in Samaria as koning oor Israel regeer. Hy is nou by die wingerd van Nabot wat hy gaan vat het. Jy moet vir Agab sê, so sê die Here, jy het gemoor en nou vat jy nog? Sê vir hom, so sê die Here, op dieselfde plek waar die honde die bloed van Nabot opgelek het, sal hulle jou bloed ook oplek. Ja, joune. Toe Agab dit hoor, vra hy vir Elia, het jy my gekry, my vyand? Elia het geantwoord, ek het jou gekry. Die Here sê vir jou, omdat jy daaraan oorgegee het om te doen wat verkeerd is in my oë, gaan ek 'n ramp oor jou bring en jou vernietig. Ek gaan al die manlikes in Agab se geslag, sonder enige uitsondering uit Israel uitroei. Omdat jy my uitgetart het en omdat jy Israel laat sondig het, sal ek met jou huis maak soos met die huis van Jerobeam, seun van Nebat, en soos met die huis van Baasa, seun van Achia. En oor Isabel het die Here gesê, die honde sal Isabel opvreet by die voorste muur van Jesreel. Wie uit Agab se familie in die stad sterf, die honde sal hom opvreet, en wie in die oop veld sterf, die roofvoël sal hom opvreet. Dis erg, hè? OK, en dan hierdie deel. Daar was nog nooit iemand wat hom soos Agab daaraan oorgegee het om te doen wat verkeerd is in die oë van die Here nie. Sy vrou Isabel het hom daartoe aangehits. Agab het afskuwelik opgetree deur die afgode te dien, net soos die Amorite wie se besittings die Here aan die Israeliete gegee het. Toe Agab hierdie woorde hoor, het hy sy klere geskeur en rouklere om sy lyf gehang en gevas. Hy het selfs met rouklere gaan slaap en heeltyd bedruk rondgeloop. Daarom het die woord van die Here tot Elia gekom en gesê, het jy gesien Agab het hom voor my verootmoedig? Omdat hy hom voor my verootmoedig het, sal ek die ramp nie tydens sy lewe laat plaasvind nie. Tydens die bewind van sy seun sal ek die ramp oor sy familie bring. OK, ons is nou daar dat daai profesie daar is. Nou gaan ek na 1 Konings 2 vers 34. Daar gebeur nou interessante goed tussenin, maar Agab is nou in 'n oorlog betrokke en vers 34 sê, iemand het egter losweg 'n pyl afgeskiet en dit het vir Agab getref tussen die skubbe van sy harnas en die borsplaat. Hy sê toe vir sy drywer, ruk die perde om en bring my uit die geveg uit.
ek is gewond. Die geveg was die dag egter so hewig, dat die koning die hele tyd teenoor die Arameërs op sy strydwa moes bly staan. Teen laatmiddag is hy dood. Die bloed uit sy wond het in die bak van die strydwa ingeloop. Net voor sononder is daar in die kamp geroep. Elkeen na sy stad toe, elkeen na sy land toe. Die koning was al dood toe hy in Samaria aankom, en hulle het hom daar in Samaria begrawe. Toe hulle die strydwa uitspoel by die dam van Samaria waar die prostituie hulle was, het die honde sy bloed opgelek. Dit het gebeur in ooreenstemming met die woord van die Here. Dis Agab wat toe weg is. Nou spring ek na 2 Konings 9. Konings 9. OK. Hierdie deel moet 'n mens bysit, anders verstaan jy nie hoe Isabel dood is nie. Die profeet Elia het een van die profete geroep en vir hom gesê, Elisa, hoor, nie Elia nie, het een van die profete geroep en vir hom gesê, maak klaar, vat hierdie kruikie olie en gaan na Rabot in Gilead toe. As jy daar kom, gaan soek vir Jehu op, seun van Josafat. Gaan in, bring hom eenkant weg van sy mede-offisiere af in 'n binnekamer. Vat die kruikolie en giet dit op sy kop uit. Sê dan vir hom, so sê die Here, ek salf jou tot koning van Israel. Maak dan die deur oop en vlug onmiddellik. Die jong man, die profeet, het na Rabot in Gilead toegegaan. Toe hy daar aankom, was die generaals besig met 'n samespreking. Hy het gesê, ek het 'n boodskap vir u generaal. Jy het gevra, vir wie van ons? Hy het geantwoord, vir u generaal. Jy het opgestaan en toe hy in die ander vertrek inkom, het die profeet die olie op sy kop uitgegiet met die woorde, so sê die Here, die God van Israel, ek salf jou tot koning oor Israel, die volk van die Here. Jy sal die koningshuis van Agab vernietig. So sal ek my wreek op Isabel oor die vergieting van die bloed van my dienaars die profete, oor die vergieting van die bloed van al die dienaars van die Here. Die hele koningshuis van Agab sal tot niet gaan. Ek sal elke manlike nakomeling van Agab in Israel sonder uitsondering uitroei. Ek sal met die huis van Agab maak soos met die huis van Jerobeam, seun van Nebat. Die honde sal vir Isabel opvreet op die stuk grond in Jezreel. Sy sal nie begrawe word nie. Die profeet het toe die deur oopgemaak en gevlug. Toe Jehu uit die kamer terugkom by die amptenare van die koning, het hulle vir hom gevra, is alles reg? Hoekom het hierdie mal man na jou toe gekom? Hy het hulle geantwoord, julle ken tog self die man en sy praatjies. Hulle antwoord hom, onsin, vertel vir ons. Hy het gesê, dit is wat die man vir my gesê het, so sê die Here, ek salf jou tot koning oor Israel. Onmiddellik het elkeen sy klere gevat en dit op die trappe voor Jehu opgegooi. Hulle het die ramshoring geblaas en uitgeroep, Jehu is koning. OK, nou spring ons na vers 30 toe. Isabel het gehoor dat Jehu na Jezreel op pad is. Sy het oogverf aangesmeer en haar hare mooi gemaak. Sy het by die venster gaan staan en uitkyk. Toe Jehu by die poort inkom, het sy vir hom gesê, kom jy in vrede? Simri, koningsmoordenaar, dis weer 'n ander storie, hoekom sy daai naam gebruik het. Jehu het na die venster toe opgekyk en gevra, wie's aan my kant? Wie? 2, 3 paleisamptenare het afgekyk na hom toe. Hy het beveel, gooi haar af. Toe gooi hulle haar af. Van haar bloed het teen die muur en teen die perde gespat en hulle het haar doodgetrap. Hy het in die paleis ingegaan en gaan eet en drink. Dis nou Jehu, die koning. Daarna het hy gesê, sien tog maar om na hierdie vervloekte vrou. Begrawe haar, sy's darm 'n koning se dogter. Hulle is weg om haar te gaan begrawe. Maar hulle kon net die kopbeen, die voete en die hande kry. Toe hulle dit aan Jehu kom rapporteer, het hy gesê, dit is die woord van die Here wat deur sy dienaar Elia die tespied gekom het.
Op die oop stuk grond in Jezreel sal die honde die vleis van Isabel opvreet. Op die oop stuk grond in Jezreel sal die lijk van Isabel wees soos mis in 'n land. Soos beesmis. Niemand sal kan sê, dit was Isabel nie. OK. Is daar iemand wat vir ons 'n getuienis het? Wat hulle wil deel? Of 'n versoek? Dan sluit ons af. Is daar iemand spesifiek vir wie julle wil bid? Hemelse Vader, dankie dat ons hier kom by mekaar kom. Dankie dat ek elke vrou in U kan opdra. Dankie dat ek seën oor hulle kan uitspreek, Here. Seën vir vrede, seën vir voorspoed, seën vir liefde. En dankie, Here, dat ons kan weet dat U vir ons lief is. En dat U ons sien as U kinders. Here, ek spreek seën uit oor Ursula se nuwe besigheid, wat sy skuif na die nuwe plek toe. Ek bid dat dit werklik 'n groter toevoeging tot die dorp sal wees. Dis reeds 'n seën, maar dit wat hulle nou doen, dat dit steeds 'n groter seën sal wees. In die naam van Jesus, amen.